Môre Heinrich en Vanessa, welkom by Radio Fynbos. Dankie Tannie. Dis lekker om met julle twee te gesels. Heinrich, ek wil eers vir jou sê, so elke nou en dan kyk 'n mens nou op die internet, nê, op Instagram of waar ook al. En dan lees 'n mens iets raak. En dan weet jy net hierdie ding het jou sommer nou net baie inspireer. So vandag gesels ek met hierdie jong man Heinrich Stone. Heinrich, en jy is van die skool Wittenberg in Piet Retief, is ek reg? Ja. Nou, Heinrich, jy is 'n hekkies atleet. Jy het die 150 meter nou onlangs gehardloop, nê? Ja. Nou, kom ek vertel net eers gou vir ons luisteraars wat nie weet nie. As julle nou nog nie van Heinrich gehoor het nie. Heinrich het daai 150 meter hekkies gehardloop. En toe het hy op die laaste hekkie, nadat hy oor hom is, het hy eintlik gestruikel, of nou nie nadat hy oor hom is nie, maar hy het gestruikel en toe maak hy 'n bolle makiesie en hy staan op en hy hardloop verder. En hy hardloop nie net verder nie, maar hy breek die rekord en hy wen die wedloop. Nou Heinrich, as dit darm nou nie vir jou amazing is nie, dan weet ek nie wat is nie. Nou, kom ek vra eers gou vir jou Heinrich, praat bietjie met ons, laat ons verstaan. Toe jy nou oor daai eerste hekkie, of nie die eerste hekkie nie, die laaste hekkie hardloop en jy struikel, nê? Maar jy weet jy's nou voor. Wat het deur jou kop gegaan? Wat het jy gedink in daai oomblik? Toe ek oorgegaan het, het ek skielik my balans verloor en ek het begin struikel. En toe jy nou struikel en besef maar ek gaan nou val, wat het jy toe gedink? Ek het besef dat die enigste ding wat ek kan doen is 'n bolle makiesie. Dit het dadelik net in my kop gekom. Ek moet vir jou sê, dit is absoluut ongelooflik. Maar sê vir my, het jy 'n bietjie gimnastiek agtergrond of enigiets so iets? Want hoekom kom haar bolle makiesie in jou kop op? Nee, maar ek het acrobatics. Okay, so dit het 'n bietjie gehelp, nê? Ja. Ek weet nie hoe waar dit is nie, maar dit klink vir my na 'n bietjie muscle memory, asof jy weet, o, jette, hier gaan ek val, nou moet ek rol. Ja. Ja, so iets. Nou, Heinrich, vertel nou gou eers vir my. Nadat jy nou die wedloop gewen het en die rekord gebreek het en al daai dinge, het al hoe meer mense begin praat daaroor. Hoe het dit jou lewe verander tot nou? Hoe het dit jou lewe verander tot nou toe? Dit het dat ek dink dat ek nooit moet opgee nie, net aanhou. Dis waar, nê? En Ja. En Heinrich, dink jy nie ook partykeer 'n bietjie, dit is hoe die lewe ook is, partykeer gebeur slegte goed, moeilike goed, partykeer is die wiskunde bietjie moeilik of 'n mens doen swak in 'n toets, dan is dit amper daai gesindheid wat 'n mens moet kom ek maak net 'n bolle makiesie en ek gaan aan, nê? Ja. Definitief. Nou sê vir my Heinrich, het daar vandat jy nou hierdie wedloop gewen het daar al mense na jou toe gekom en vir jou gesê, "Well, dan jy maak my trots, jy inspireer my." Ja, van die kinders en onderwysers het my gesê, "Well done, jy het goed gedoen." Ja, En wel. Ja, jy het. En ons is baie, baie trots op jou. Ek dink daai gat oor kop videoetjie van jou het baie mense deur Januarie gehelp. Januarie is maar 'n moeilike maand, nê? Dan as 'n mens terug van vakansie af, 'n mens wil nog by die see wees. Miskien is jou geld op want jy was by die see. Jy weet al daai dinge. So ek dink jy het ons almal in Januarie baie inspireer. Dankie Tannie. Ons is baie trots op jou, hoor jy? Dankie Tannie. En ek wil gou-gou vir mamma ook sê, mamma Vanessa, ons is net so trots op jou want ons weet agter elke jong man van 11 wat so iets kan doen, is daar 'n mamma wat definitief inspireer. So vertel vir ons sommer net hoe dit jou laat voel en wat dit vir jou ook beteken. Dankie Karen. Dit het my so trots gemaak. Op die dag het ek nie presies gesien wat gebeur het nie. Ek was in die middel van die veld besig met 'n hulpafsitterswerkie. En ek het net so uit die hoek van my oog het ek gesien, daar gaan Heinrich en hy val. En skielik het my hart in my skoene gesak. Ek het wel gesien hy het weer opgekom, maar ek het nie eers gesien dat hy gewen het nie. Ja. Ek het ook nie die bolle makiesie gesien nie. Maar dadelik na die wedloop het mense vir my video's gestuur en van die ander beamptes het gekom en my geluk gewens en my vertel dat hy nie net gewen het nie, maar tog nog steeds die skool se rekord gebreek het. En dit het my so trots gemaak.
En nou ook, ek kan amper nie net na ons Pick n Pay toe gaan of na 'n winkel toe gaan dat mense nie vir ons kom sê, hoorie, dis dit jou seun wat so goed gedoen het, baie geluk. Ja. En veral dat ons nou so deur 'n moeilike situasie gegaan het. Einde laas jaar is Heinrich se pappa, my man, oorlede aan leukemia. So dit was vir ons 'n baie moeilike tyd en hierdie het regtig waar vir ons weer nuwe vreugde gebring. Ons is so dankbaar. Absoluut. Heinrich, vertel gou 'n bietjie vir my van jou toekoms. Waaroor droom jy? Wat wil jy? Wat dink jy wat wil jy word? Wat wil jy doen? Wat dink jy gaan jy As ek oorkom? ek wil 'n vlieënier word. Daar's hy. En dan kan jy jou gat oor kop toertjies daar in die lug gaan doen. Stem jy saam? Ja. Ek dink so. Heinrich, ons is trots op jou. Die hele Suid-Afrika gons oor daai gat oor kop rol van jou en ons wil net vir jou sê, dankie dat jy nie gaan lê het nie, dat jy opstaan, daai bolle makiesie doen en ons almal kan herinner elke dag dat ons kan dit ook doen. OK. Nou nie regtig nie, want as ek nou 'n gat oor kop bolle makiesie moet maak, gaan ek dalk bly lê, maar met al die ander dinge in die lewe dink ek moet ons dit doen. Stem jy? Ja, Ja. definitief. Ja, nou ons is trots op jou. Jy maak jou trots, jou skool trots. Jy maak jou maats en jou ma trots en ons is opgewonde om te sien wat jou atletiekloopbaan vir jou inhou. Dankie Tannie. Nou, Vanessa, baie dankie Heinrich vir julle tyd en ons gesels weer. Baie dankie Baie Karen. dankie Tannie. Lekker naweek, totsiens. Bye. Goeiedag, tata.